Dansie Sissie Kop. Welkom by die skool. Dit is jou opleiding video. Ek as jou klere vraag was uitgehandel oor, ek kan nie onthou wat 'n vraag jy gevra het nie, so kom ons braai maar. Ek dink jy het seker maar gewonder hier oor color schemes. So, man, jy maak 'n fotootjie oop. En dan kies jy vir jou sê maar range. Dan oor jy klik links bo, jy sal sien hierso waar my pyltjie is, daar is so 'n first en second point. So jy links bo, regs onder, as jy daai twee punte het, dan kan jy sê get from image. Dan gaan jy vir jou daai kleure trek, en as jy nou iets spesifiek sien wat jou oog vang, dan bietjie seer en nou maar, jy weet 'n kleiner area, dan kry jy daai kleure. En dan gee jy nou maar vir dit 'n naampie. Naampie, en jy send dit to DB. Dan word dit nou basies 'n profiel of 'n seleksie van kleure wat dan nou basies hier gaan lys. OK, so as jy nou sê maar 'n basis image wil begin, kan jy nou sê maar 'n effek kies wat nou basies daai kleure gebruik. En as jy dan nou daai ekkie select, gaan jy dit kies, en dan as jy nou prepare, behoort hy daai kleure te gebruik, of weet jy nou, ja, en dan nou maar dieselfde met die borsels en die, ok, jy sal ook sien hier soos 'n kleur 1 hierso, dis 'n primêre en sekondêre kleur, dit is maar gewoonlik as jy met tekst werk, of met shapes werk, ok, die effects, die rampies wat ek tans gebou, die GDI frames, is sê nou maar, gebruik ook hierdie kleure van die profiel af, soos jy nou aan 'n oukie vat daar, en jy sê undo, dink ek het nou nie gecommit nie, so hy gaan nou die hele image wipe. Ok, dan gaan hy vir jou rampie kleur met die nuwe kleure. Nou, jy kan nou maar voorstel wat sy rampies jy dink 'n goeie idee is. En dan kan jy nou obviously die rampies so groot maak ook as wat jy wil. Nou, van hulle is nou nog buggy, want ja, en van hulle werk goed. Maar jy kan so 'n kombinasie van rame doen, dan lyk dit nogal actually heel goed. Maar in elk geval, terug by die kleure, met ander woorde jou tekst, kan jy nou, as jy GDI font gebruik, dan kan jy nou 'n gradient aan hê, soos jy daar sien. En dan die eerste en die tweede kleur hier, so is waar tussen die gradient gebeur, so kom ons sê, jy het 'n font daar so van, wel, kom ons sê, jy het 'n font. As jy dan nou klik op die skerm, dan gaan jy nou vir jou om gradient, so jy weet, tussen daai twee kleure, en dan kan jy nou maar ook jou kleure kies, want soos wat jy nou jou profiel gekies het, lys jou profiel se kleure hierso. Dan kan jy nou maar sê, daai een kleur is daai ene, en die ander kleur is die ander ene, en dan kan jy nou jou font so, is nou terrible, want die agtergrond pas nou nie mooi daarby nie. Kom ons maak dit nou maar mooi, sien nou dat ons nou 'n video maak. Gaan weer generate, kies jou profiel, ek prepare, ok, en dan sal natuurlik nou layers ook, nee, jy kan van die layers afsit, en verskillende effekte, sê ook nou, het sal miskien randomly, sal hy so af en toe 'n gradient ook vir jou ingooi, en as jy hou van dit, en natuurlik, elke keer, daar is 'n bietjie randomness ook in dit, so jy kan elke keer as jy prepare, is daar 'n nuwe ene, 'n nuwe effek, hy gaan nooit dieselfde lyk nie. En dan is daar natuurlik nou ook 'n hele seleksie van goed wat jy kan kies. Dus byvoorbeeld hierdie is nogal vir my oulik. In daai geval is hy sit 'n rampie by, en dan kan jy die rampie weghaal, of jy kan net die gradient doen, dink ek, as ek reg onthou. Ensovoorts. Maar anyway, soos dan nou hierso jou font kies, kan jy nou sê maar, is baie cool vat, as jy nou daai effek commit, jy maak dit nou 100, kan jy nou jou fontkleur kies volgens daai, kan dit baie mooi pas, afhangende nou van wat se kleure jy nou het in jou profiel. En dan dieselfde konsep met shapes, as ek reg onthou,
het ook 'n gradient. Hierdie enetjie hierso kan miskien sê first en second, maar is maar dieselfde volgorde as die, so dis nou nie te verwarrend nie. Kan jy nou sê maar weer, daai is jou primêre kleur en jou sekondêre kleur kies. En dan as jy dan nou draw shape, dan gaan hom vir jou teken met wat ek al, lyk my dis sekondêre kleur, behalwe nou as jy gradient aan het, wat nie eens reg uitsteek hier nie, sien ek nou. En dan as jy middelklik, is dit 'n light source, en dan as jy dan nou auto render, dan gaan hy hom vir jou render relatief tot die ligbron. So as jy nou iets hier het wat jy wil laat mooi uitstaan, dan sal dit so werk. En dan ook dieselfde konsep met die lig rondom skaduwees. Met ander woorde, kom ons sê jy het nou wat ek noem font ghost, maar dis maar eintlik 'n skaduwee. Dan as jy nou 'n ligbron hier het, gaan jou skaduwee basies so val, kom so verskriklik ver as die gradient font moet afwees, sorry. Dan kan jy nou sien as 'n skaduwee en as jy inzoom, kom ons maak die ligbron sê maar hierso, middelklik, daar. Nou kan jy sien die skaduwee val weg van die letters af. Die skaduwees is per letter. Met ander woorde, as jy nou sê maar sou 'n afstand van dit vat, dan gaan jou skaduwee nou relatief tot die lig val. Maar obviously is die lig dan nou, jy weet, agter 'n mens effektief. Okay, dan kan jy ook lyne doen. So met jou arrays hierso. So jy kan 'n shape array kies, so dan kan jy nou sê maar kolletjies maak. Dit word dan effektief, wel, dis, jy kan dit of plot met 'n brush, soos ek nou sê undo. Dan kan jy sê plot with brush, jy gaan dan na jou brush toe. En dan jou brush is of scatter brush, of hierdie, met ander woorde hierdie kleure is wat hy sal gebruik, of ek dink die primêre kleure is wat hy sal gebruik om sê maar nou iets te teken. Of dan nou as jy scatter brush aan het, sal hy scatter tussen al die kleure wat nou in daai profiel is, op een van twee maniere. Is dit sal of scatter in space wees, met ander woorde hulle is die kleure versprei oor die hele area, of in tyd, wat beteken hulle gaan nou afwissel soos wat jy hom beweeg. Miskien moet ek 'n ander selection vir daar gou, sommige gou. Wat sal nou, kom ons kies iets anders. Ek soek nou kleure wat, nou moet ek eers iets anders laat, maar anyway, ja, dis maar hoe dit werk. Dan as jy nou jou brush selection gemaak het, dan kan jy nou terugkom hier na lyne toe, en dan kan jy dit plot met 'n brush. En as jy meer punte het, soos nou, okay, wat hy nou outomaties gedoen het, dan raak dit 'n meer intense lyn, of jy kan dit nog meer smooth maak. Vat hy nou 'n bietjie langer, maar dan sal hy vir jou baie meer detail teken. Ek weet nie hoe ver hy is nie, maar dit is nou wat 1500 lyne daar, so tyd vir 'n slukkie wyn. Ekskuus, 1500 punte. Is nou 'n bietjie ekstreem vir 'n demo. As ek ook nie seker of hy besig is nie, al sê. Maar jy kan nou baie netjies lyne trek, en obviously as jou brush nou kleiner is, kom ons sê jy het 'n tipe van 'n partisie gemaak, of jy het 'n shape, soos daai, kom ons sê, closed curve, wat ek nie nou gaan doen nie, ek moet nog net die bug uithaal, maar basies as jy so baie punte het, dan crash hy. So ek gaan net gou 'n nuwe enetjie maak. Dis nou maar met die brush size so groot is. Ons is dan nou 'n closed curve. As jy dit nou undo, jy gaan na shapes toe en jy kies custom. Maak vir jou 'n custom shape. Maar dan nou ook render soos waar die lig is. En dan ook die cool ding is, jy kan dan nou overlay doen, jy kan 'n image doen, sê maar van daai. En dan kan jy nou sê, render by image. Dan gaan hy vir jou 'n shape maak met wat ek al daar is, met ander woorde soos daai foto wat jy gesien het. Wat ek nou nie gaan doen nie, want dit is nou privaat. Kom ons sê nou maar
daai enetjie. Dan kan jy nou hierso, ek dink right klik, en dan kan jy die shape rondskuif. En dan moet jy ook in gedagte hou jou dimensies van hierdie prentjie bepaal wat jy daarbo kan doen. So die ideaal is altyd om hoe kan ek dit nou stel? Om hierdie twee foto's se dimensies moet min of meer dieselfde wees vir jou om lekker te werk met daai. As ek dan nou sal klik, dan sal hy nou basies daai intrek vir jou. Ek gaan nou die ouetjie onderuit aftrek, dat ek kan klik onder die foto, want ongelukkig werk het nou ook so, dat as jy nou as die dimensies verskil van die foto's, dan maak dit moeiliker om daai kopie dan nou hier te kry. Ja, dan kan mens nou oulike goedjies doen. Kom ons sit nou maar daai daar so. Dan kan jy ook gaan en sê, ons kom dit nou maar. En dan kan jy ook lyne maak vir jou tekst. So jy kan 'n teksterry maak. Middelklik jy weer, gaan net die brush size afstel, dat dit nie belaglik lyk nie. Kan jy nou vir jou, jy weet, sommer daar klik. Draai hulle altyd so ewe ver uit, as jy weet, hulle evenredig versprei tipe van ding. Dat hulle nie, want jy gaan mos nou, om te smooth, basies wat hy gaan doen is, hy gaan draai 'n letter neersit op 'n punt. So as daar meer letters as punte is, dan is dit 'n bietjie van 'n issue. Maar anyway, wat jy dan doen is, jy maak 'n smooth lyn, maar jy kan unlimited gaan met die letters, en dan kan jy nou maar hier so sê, oepsie, kan nou daai size 100 gaan nie so lekker werk daar nie, so ons bring daai nou maar sê maar af na 450 toe, dink ek miskien. En dan die GDI font lyk baie goed daar. Ok, en dan kan jy sê trace line, maar jy kan nou net weer sê undo, dink ek. Sê trace line with text, dan sal hy moet nou so al met die kurwe skryf. En dan, wat ek nou nog vir jou gewys het. Hierso met glitter font, kan jy ook 'n image kies, en dan kan dit jou, ons try daai, jou font overlay wees, so as jy dan nou hierdie afsit, dan gaan hy jou font basies rewrite met daai, kan ons dan net nie skadu wees aan nie, ons duidelik 'n bug, en dan natuurlik ook hierdie kleur blend ook met hierdie ene, so as jy dan nou hierdie kleur wil, as jy die volle kleure wil sien, moet jy nou daai afhaal, en dan kan jy nou jou letters render met die actual kleure. Maar dit kan ook natuurlik enige image wees. Soos wat ek nogal gelike het om te doen is, jy kan sê maar met die textures, wat jy sê maar glitter, dan kan jy dit doen, en dan kan jy nog die outline ook, sê maar 'n gold dust maak, so jy kan nou hierdie gold glitter effek vat, dan kies jy sê maar 'n brush wat dan nou glitzy is, met sê maar die scatter ene, dink ek sal goed werk. En as die brush size nou lekker klein is, dan kan jy nou terug gaan hiernatoe. En as jy dan nou klik, gaan hy nou vir jou basies daai font teken met die glitter. Maar dan moet jy nou maar net jou brush size stel om te werk vir die size van jou font, want dit is mos nou obviously altyd 'n issue. Ok, so as jy dan nou weer dit doen. Wel, kom ons maak nou maar net die font groot vir nou. Maar ja, jy kan nou maar rondspeel met die brushes. Dan kan jy nogal baie cool effekte kry met jou fonts. Nou, is maar nog steeds te erg, maar wat ek lief is om te gebruik is die ander brush, sê maar so spray of so. Dan kom dit baie cool uit. Dan kan die brush size weer groter gaan. Ag, tog. Is toch aan.
O ja, okay, ja, ek kan nou, ons klik nou maar gou daar. As jy nou mooi sien, het is so glitter. Miskien moet ek gou die agtergrond net verander. Nou, niks doen nie. As jy dan nou dit doen. Dan kry jy baie cool font. Maar natuurlik ook, maar jy moet nou maar net die intensiteit van jou verf ook stil. Ag, tog. Sy. Okay. So ja, lekker om te speel, né? Okay, dit is dan nou die training video nommer 1. En ek sal soos ek die funksies bou nog video's maak. Okay, soos ek op, lief jou, lekker slaap, lekker speel.